Hallelujah. Christ is risen from the grave. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Goeiemôre en baie welkom aan almal wat vanoggend saam kyk of luister. Ek weet daar is mense oor die hele wêreld heen wat vanoggend saam kyk en dit is 'n wonderlike gedagte en 'n voorreg om elkeen vanoggend te kan bedien met die woord van die Here. Dit is Paas-Sondag en ons vier en herdenk die opstanding van Jesus en die leë graf. En my gebed is werklik dat hierdie opstanding, hierdie leë graf ook in jou hart en in jou lewe vanoggend oopbreek. Ek wil jou uitnooi om as dit met jou goed gaan, daar iets wonderlik gebeur het, jy dalk 'n kind of 'n kleinkind ryker geword het, of goeie nuus gekry het, as jy een of ander getuienis het, om vir my 'n boodskap te stuur en dit vir my te vertel. Ek wil die Here daarvoor saam met jou dank. Maar as dit ook met jou sleg gaan, emosioneel of fisies of geestelik, en daar's bepaalde uitdagings op jou pad waaroor jy bekommerd is, waaroor jy vrese het, as dit sommer net nie met jou goed gaan nie, wil ek jou ook uitnooi om asseblief vir my 'n boodskap te stuur, want dan kan ek saam met jou bid daarvoor. Ons sien mekaar dalk nie op 'n Sondagoggend of deur die week by die kerkgebou nie, maar ons is tog nog daar om julle hande te vat en mekaar te help dra en te ondersteun. So stuur asseblief vir my 'n boodskap, dit sal vertroulik hanteer word, maar ons sal graag saam met jou wil bid. Mag vanoggend se boodskap vir jou 'n ontmoeting wees met die lewende opgestane Here, en mag jy regtig ervaar hoe die opstanding stukkie vir stukkie in jou lewe begin losbars en oopbreek. Kom ons sit of staan net so en dan bid ons saam. Here, so baie dankie dat ons vanoggend kon wakker word op hierdie Paas-Sondag. Here, en dat ons kon wakker word met die wete en die gedagte van 'n leë graf en die opstanding van ons Here Jesus. Dis 'n groot dag in ons lewens en ons eer en ons dankie daarvoor, Here. En dankie ook dat ons te midde van vreemde en onbekende en onsekere omstandighede nog steeds die hartklop van 'n leë graf en 'n opstanding kan voel en ervaar vanoggend. Dankie dat daar niks is wat dit kan demp nie, want dit, Here, het ons identiteit kom bepaal, dit, Here, het ons toekoms kom bepaal, en daarom sê ons vir U dankie. Ons is so bevoorreg om aan U te kan behoort, om 'n Here te kan dien wat so 'n verlosser is en wat uit 'n leë graf opgestaan het. En daarom, Here, weet ons kan ons ook opstaan. Praat met ons vanoggend, Here, ons is honger vir U woord wat die waarheid is, wat lewe gee en verander. Kom praat met ons, Here, opgestane verlosser, Here. In Jesus se naam. Amen. Daar is eintlik net een ding wat hierdie lewe die moeite werd maak. En dit is hoop. En die geboorteplek van hoop is 'n leë graf. Die geboortetyd van hoop was daardie oomblik toe Jesus lewend geword het in daardie graf. Vriende, sonder die opstanding van Jesus sou ek en jy nie hoop geken het nie. Sou daar nie hoop gewees het nie. Hoop is heeltemal uniek aan die opstanding van Jesus. Jesus se opstanding het geboorte gegee aan hoop. Hoop gee vir jou en vir my 'n toekomsverwagting. Hoop help vir my en vir jou om te leef, werklik te leef. Hoop, vriende, is niks anders as lewensasem nie. En 'n uitstaande element van die leë graf is egter dat dit my en jou konfronteer met die keuse van
gaan ons met of sonder hoop van hier af verder leef. Gister nog met stil Saterdag was Jesus se disippels en almal wat hom geken het, sonder 'n toekomsverwagting. Die wêreld was sonder 'n toekomsverwagting en sou baie beslis vandag steeds wees. Vriende, en ek dink by myself, hoe moet dit nie wees om te lewe sonder 'n toekomsverwagting nie? Hoe moet dit nie wees, nog erger, om te sterf sonder 'n toekomsverwagting nie? Maar Jesus se verskyning uit die leë graf, vriende, het dit alles kom verander, radikaal kom omkeer. Ek bedoel, die dood bestaan nie meer vir gelowiges nie. Die hel as bestemming bestaan nie meer vir gelowiges nie. Die opstanding van ons Here Jesus beteken so ontsettend baie dinge. Dit beteken die lewe het gewen. Dit beteken liefde het finaal gewen. Dit beteken Jesus is Here. Die duiwel het verloor. Die sonde het verloor. Die hel het verloor. Die geskiedenis het betekenis. Die mensdom is iewers heen op pad. Ons lewens tel. Ons werk is nie verniet nie. Ons inspanning is nie sonder vrug nie. Ons foute is nie fataal nie. Ons dood is nie finaal nie. Ons het 'n toekoms. Ons verhoudings is onberekenbaar kosbaar. Ons keuses maak saak. Ons is onuitspreeklik bederf met genade deur 'n God wat vir ons is en ontsaglik lief is vir ons. Ons gaan nou luister na die verhaal van die opstanding van Jesus, soos wat dit in die Bybel deur die evangelies vertel word. Kom ons luister aandagtig daarna. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is, maar hy is nie hier nie, want hy is uit die dood uit opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en gaan kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Hier is die grafdoeke. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood uit opgewek. En hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien." Die engel vra vir die vroue: "Waarom soek julle die lewende by die dooies?" Dis mos nou soos om hitte by die suidpool of sonlig in die nag te soek. Vriende, weet julle wat wil God met hierdie vraag deur die engel vir die vroue kom vra of kom oopbreek?
Hy wil hê die vroue moet anders begin dink as wat hulle tot op daardie oggend gedink het. Hy wil hê hulle moet ophou lewe asof niks verander het nie. En dis ook vir my en vir jou. Ons het 'n opstanding van ons Here Jesus in ons lewens. Ons het 'n leë graf in ons verlede, maar ons dink nog steeds so dikwels soos hulle gedink het tussen die kruisiging en die opstanding, toe die graf nog toe was. Iemand het eendag gesê, Christene is die mense met die minste geloof in hulle eie geloof. Hoe dikwels praat ons nie oor ons geloof of oor die Here, of dink ons soos gelowiges met nog 'n toegraf nie, en vergeet ons het 'n leë graf en 'n opstanding in ons verlede. Ons lewe ook dikwels so asof daar niks verander het nie, so asof daar 'n kruisiging was, maar nie 'n opstanding en 'n leë graf nie. Die ding is, vriende, ons, ek en julle, is kinders van die opstanding. Dis baie beslis nie net 'n mooi sentimentele storie wat eenmal 'n jaar vir ons mooi klink nie. Dis iets wat ons totale identiteit as Christen gelowiges kom oorneem het. Dis iets wat teen ons velle kom kleef het. Ons is kinders van die opstanding. En daardie feit, daardie waarheid is iets wat veronderstel is om so ingeoefen en ingeleef te word, dat mense na my en na julle kyk en sê en dink, "Sjoe, daai is 'n man of 'n vrou of 'n kind van die opstanding." Jy moet jouself, ek en jy moet onsself eintlik voor enige situasie of omstandigheid of gesprek of besluit of werkstuk of wat ook al herinner aan die opstanding, die feit dat ons 'n kind is van die opstanding. Ons moet die hele lewe aanpak met die waarheid en die feit dat ons kinders is van die opstanding. Want die opstanding, vriende, is in die eerste plek hoop, die geboorteplek van alle hoop. En in die tweede plek is dit krag bo ons menslike verstand in. Jesus se opstanding het massiewe groot veranderings gebring. Inteendeel, dit het alles kom verander wat werklik saak maak. Die vraag, waarom soek julle die lewende by die dooies, is nie net sommer 'n vraag nie. Dis eintlik meer 'n stelling en iets wat ons tot besinning behoort te bring. Dis 'n vraag wat oneindig baie sê. Eerstens kom sê hierdie vraag, Jesus lewe. Hy is die lewende waarvan die vraag praat. Die vraag kondig die opstanding van Jesus aan. Die vroue soek 'n dooie liggaam, maar Jesus is lewe. Die vroue is so gewoond aan 'n lewe waar die dood die finale sê het. Maar vriende, dit het verander. Die dood het nou geen sê meer nie. Kan julle indink hoe 'n lewe moes wees sonder 'n leë graf? Kan julle indink hoe die dood moes wees sonder die opstanding? Kan jy dink hoe dit moes wees om jou eggenoot of jou ma of jou pa of jou broer of jou suster of jou kind of 'n goeie vriend te moes begrawe sonder die waarheid van die opstanding en 'n leë graf? 'n massiewe groot ding van hierdie lewe is lewe en dood. En die opstanding het dit heeltemal kom verander, kom omkeer. So die grootste van alles waarmee ons te doen sal hê, is omgekeer.
Ons kan hier in die hierdie lewe nou, leef vanuit die opstanding, as kinders van die opstanding, en ons kan ook die dood tegemoet gaan vanuit die opstanding. Als rondom die lewe en die dood staan in 'n nuwe perspektief. En dit moet ons anders laat begin dink en doen. Die opstanding sê, daar het groot veranderings gekom. Op die oog af sien ons dit dalk nie, want ons karring maar so gewoon aan soos mense sonder 'n opstanding en 'n leë graf in ons verledes. Maar die verandering, vriende, wat die opstanding gebring het, wat die leë graf gebring het, is oneindig groot. Kom ons kyk na 'n paar dinge wat verander het. Die dood en die hel ten eerste en die Satan is oorwin, vir ewig oorwin. Daar het iemand gekom wat sterker is as die dood. Iemand wat die dood kom wen het. Ek en jy moes in 'n doodse tronk opgeëindig het waaruit ons nooit sou kon ontsnap nie. Maar Jesus het 'n deur uitgebreek en net hy alleen het die sleutel wat dit vir my en jou oopsluit. Die tweede verandering is 'n groot verandering. Dit is 'n verandering wat sê ons skuld is vergewe, uitgevee in God se boeke. Ons word as regverdiges beskou, sê die leë graf van Jesus, en God het die betaling vir ons lewens deur sy seun aanvaar. Wat 'n gedagte. Vriende, nie een van ons kan of moet tog ooit dink dat ons oukei is nie. Ons is darm nie soos daai ou en daai vrou met so baie sonde en slegte dinge nie. God sien die stempel van die leë graf op ons lewens en op grond daarvan, saam met die bloed van Jesus, is ons gedek en aanvaar, bloot en suiwer op grond daarvan. Nie een van ons is dit waardig sonder die leë graf en die bloed nie. Die derde verandering wat die leë graf en die opstanding bring, gaan oor die geweldige geestelike krag wat deur die opstanding losgemaak is en tot ons beskikking gekom het. Krag waarmee die Heilige Gees nou al in ons binneste werk. Daarom het ek net nou gesê, moet ons voor elke vergadering en elke krisis en elke situasie onsself herinner dat ons kinders is van die opstanding, want die opstanding beteken ons het hierdie groot opstandingskrag in ons. Daar's opstandingskrag in hierdie wêreld losgelaat deur die opstanding van Jesus, en dis daardie krag waarmee ons alles in ons lewens moet aanpak. En die vierde groot verandering, vriende, die Here Jesus se opstanding het die sigbare waarborg en model geword van my en jou opstanding. Soos wat hy opgestaan het, so sal ons en ons geliefdes wat in hom glo ook opstaan. Iets heeltemal buite die grense van ons denke het 'n werklikheid geword. Iets wat voor daardie Sondagoggend vir mense 'n onverstaanbare misterie was, het skielik 'n konkrete werklikheid geword. 'n dooie menslike liggaam wat weer lewendig word en volmaak word. So sal dit met my en met julle ook wees. En uiteindelik sal ons die veranderings van Jesus se opstanding, die veranderings wat die leë graf gebring het, eers werklik voluit sien en verstaan en waardeer as ons in die volmaakte lewe hierna in die hemel, soos ons sê, ingaan. Want daar
word die dood wat oorwin is, heeltemal weggevat. Daar word ons die seën wat God vir regverdiges beloof. Daar word dit aan ons toegedien en kan ons dit ten volle geniet. Daar waar die opstandingskrag alle sonde uit ons bestaan sal verdryf en alles net volmaakte liefde en die volmaakte wil van die Here en gehoorsaamheid en verbondenheid aan hom die deurslag sal wees. Daar waar ons die volmaakte liggame op die volmaakte aarde sal beklee en die Here se teenwoordigheid sal geniet, soos wat die Vader dit van die begin af bedoel het. Die opstanding van ons Here Jesus verander elke stukkie aardse ellende in hierdie heerlikheid. Nou al voorlopig en in dele, maar na Jesus se wederkoms sal alles ten volle vir elkeen wat in hom glo, vir elkeen wat glo dat hy uit die dood uit opgestaan het en wat daaraan vasgeklou het dat hy dit vir my en vir jou kom doen het, dit ten volle ervaar. Die opstanding het alles kom verander. Kom ons wees vriende van vandag af ook anders. Kom ons oefen dit in, sodat dit 'n nuwe natuur word, dat dit 'n gewoonte word. Ons is kinders van die opstanding en dit verander alles. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die leë graf en die opstanding. Dankie Here vir 'n nuwe identiteit dat ons kinders van die opstanding is. Here, en waar ek myself my so dikwels vang dat ek leef asof ek nie 'n opstanding en 'n leë graf in my verlede het nie, asof ek nie daardie krag het vir iets wat op my lewenspad is nie. Verander my, o Heilige Gees, herinner my aan die leë graf en die opstanding en dat ek 'n kind daarvan is. Hoe sien ons nie uit na vanoggend se boodskap ook na die hemel nie, Here, na u wederkoms nie. Hoe wonderlik is dit nie, Here, om van hier af verder te loop en te weet, Here, daar wag vir ons 'n leë graf en 'n ewige plek by u nie. Mag u, Here, elke liewe familielid van die Ronde Kerk, elkeen wat vandag saam luister, seën, Here, en volmaak met hierdie waarheid van vanoggend. Mag u elkeen se hart en gedagtes aanraak met hierdie waarheid. Ons eer u in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek hoop julle het 'n baie geseënde dag. Mag dit regtig met julle goed gaan. Stuur asseblief vir my 'n boodskap, dan kan ons saam met julle bid. Kom ons dra mekaar en kom ons ondersteun mekaar. Ons is geroep om daar te wees vir mekaar. Hoop julle het 'n mooi dag en baie seën. Dankie. Fix our eyes upon the cross and run to him who showed great love and bled for us. How freely